Agnes Pietersfontein se Kaalvoetmeisie Sauvignon Blanc is 'n uitbundige en avontuurlustige wyn. Ideaal vir vreugdevolle oomblikke saam met vriende en familie. Nou kom ons begin met die slaai wat ek vandag vir julle gaan wys. Nou wat ek hiervan hou is dat dit baie eenvoudig is, maar die kombinasie van geure maak dit daai iets besonders. Nou jy kry die soet van die vrugte en dan die sout van die vleis, die romerigheid van die bokmelkkaas en dan die heerlike krakerige kasjoeneute. Nou dis die tipe slaai wat goed werk vir 'n ligte middagete, maar ook perfek werk vir wanneer jy gaste ontvang. Nou ek begin met my basis of die basis van roketblare. Nou roket is een van my gunsteling slaaiblare want dit het 'n lekker peperige smaak wat ongelooflik goed werk saam met soeter bestanddele. Dan volg die dun skyfies van pere en dan bo op die roketblare daai 'n sagte soetheid en die baie mooi tekstuur wat dit dan nou na die slaai bring. Daarby sit ek natuurlik groenspanspek, ook bekend as honeydew. Jy kan dit in blokkies sny of selfs in balletjies maak, wat dit 'n bietjie meer van 'n feestelike look gee, as ek die Engelse woord kan gebruik. Nou die kombinasie van die peer en die spanspek gee dan die slaai 'n vars, someragtige gevoel. En ek sê altyd, wanneer jy vrugte in 'n slaai gebruik, kry jy sommer daai lekker balans tussen die soet en die vars wat elke happie dan nou interessant maak. Nou kom ek doen gou daai 2 stappe. Jy vat net so 'n handvol van hierdie blare, dan sit jy dit in. Nou as dit by die pere kom, kan jy dit vooraf opsny, wat ek gewoonlik doen. Jy kan of bietjie suurlemoensap gebruik, of jy kan vrugtesap gebruik. Glo dit of nie, ek het sommer bietjie wyn in hierdie bakkie van my gegooi, en dit gaan dan nou natuurlik net help, dat my pere nie bruin verkleur nie. En dan sit ek van die spanspek op, en dan gaan ek hier stop, want anders het ek nie nou iets vir jou om te wys nie. Nou wanneer ek terugkom, voeg ek die elemente wat hierdie slaai dan regtig besonders gaan maak, en dit is natuurlik ons heerlike vleisie, en dan bokmelkkaas en die vinnige gekarameliseerde kasjoeneute, wat ek later vir jou gaan wys. Nou vir die bestanddele wat hierdie slaai regtig karakter gee. Nou ek begin met daai prosciutto en dan skeer ek dit sommer liggies net in reepies of in stukkies en dan plaas ek dit nou losweg so oor die slaai. Nou die prosciutto is sout, dun en baie delikaat en dit werk ongelooflik goed saam met vrugte soos die peer en die spanspek dan nou natuurlik. So ietsie wat ek nou uitgelaat het is ek het komkommer as jy sou wou en dan ook vars vye wat ek dan nou ook hier in die slaai so tussenin gedruk het. Nou volgende is dit dan nou die bokmelkkaas en breek dit sommer met jou hande in groter stukke en dan versprei jy dit ook bo oor die slaai. Nou die bokmelkkaas gee daar die heerlike romerigheid wat alles mooi saambind, maar ook die ster van hierdie slaai is beslis die gekarameliseerde kasjoeneute. Nou dit neem letterlik net 5 minute om dit te maak. Nou hierso in 'n pan smelt jy 'n bietjie botter en heuning in 'n pan en dan voeg jy nou daai neute by. En dan jy laat dit net eers bietjie smelt en dan heel laaste gooi jy dan nou natuurlik 'n bietjie bruin suiker bo-oor. Ek het dalk nou 'n bietjie baie ingegooi, maar dis ook oké. Nou roer dit vir so 2 tot 3 minute tot die suiker gesmelt is en dan jou neute mooi gekarameliseer het. Jy kan nou ook 'n knippie sout bysit. Dit geur dit net nog beter. En wanneer dit afgekoel word, is dit dan nou natuurlik lekker bros en daardie perfekte soet en krakerige tekstuur in ons slaai. Nou ek gaan nou net seker maak en hier staan en roer dat my neute nie brand nie. En dan wanneer ek terug is, wys ek jou hoe vinnig die heuning suurlemoen slaaisous is en dan sit ons hierdie slaai heeltemal finaal bymekaar. Nou om alles mooi saam te bind, maak ek 'n eenvoudige heuning suurlemoen slaaisous. In 'n klein bakkie of 'n botteltjie het ek hier binne suiwer olyfolie, vars suurlemoensap, 'n bietjie heuning. Net so ek sê so teelepeltjie, maar is 'n bietjie ekstra soet, is geen probleem nie. En dan 'n teelepel Dijon mosterd saam. Dan voeg ek net so 'n bietjie sout en peper ook binne-in. En kom ek van die botteltjie jy gaan hom nou net toedraai en dan skit jy hom nou so. Hierdie sous is lig, vars en net effens soet, presies wat jy nodig het om al hierdie mooi geure in die slaai
mooi te kan balanseer. Nou strooi ek net dan heel laaste die gekarameliseerde cashewnöte oor vir daardie laaste krakerige element. En net voor opdiening sit ons dan nou van hierdie slaaisous bo-oor. So die resultaat is dan 'n slaai wat vars, elegant en ongelooflik gebalanseerd is met soet, sout, roomrig en krakerig. Alles in een bord. So kom ons sit gou hierdie laaste. Hierdie is nou nog so 'n bietjie sag, dis die wat ek nou net gemaak het. Hierdie het ek vooraf gemaak en dan al wat jy nou doen is jy breek net sulke stukkies bo-oor. Nou, ek sal daai nou klaar maak dat ek net vir julle die sous kan wys. So kyk daai bietjie mosterd inmaak om net so half 'n romerige kleur en dan gaan jy nou net jou sous so bo-oor sprinkel. Laaste so 'n bietjie swart peper en dan ietsie wat ook lekker saam met die vleis en die vye gaan werk. Dis as jy so 'n bietjie van hierdie balsamic glaze nou net so bo-oor sit en die kleur lyk ook dan altyd baie mooi. Nou hierdie slaai is perfek vir 'n ligte middagete of selfs as 'n voorgereg wanneer jy gaste onthaal. Beslis koningskos hier in my bitterlekker kombuis. Nou my resep is beskikbaar op ons ontbytsake webtuiste.